Liewe Berse gemeente en vriende, toe ek vroeg vanoggend gaan stap het, was die sonsopkoms asemrowend. Ek het gedink aan wat ons sou doen as daar nie lig was nie. Ek het ook gedink dat Jesus die lig van die wêreld is en dat ons hom moet weerkaats en vertoon in 'n donker plek. Ons word soms in duister situasies geplaas, juis omdat lig die beste skyn in die donker. Ek het eendag opgemerk dat as ek direk onder 'n straatlig staan, dan sien ek nie my skaduwee nie. Soos ek wegbeweeg, so word my skaduwee al groter en langer. As ek terugbeweeg na die paal, dan is daar geen skaduwee nie. Dit wil sê, hoe nader ons aan die Here beweeg, hoe kleiner word die donker in ons. Iemand het my eendag gewys dat die vlam van 'n brandende vuurhoutjie geen skaduwee het nie. Ek dink dit is omdat lig altyd skaduwee verdryf. Dit laat my dink aan Matteus 5 vers 14. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit dan onder 'n emmer toe nie. Alles behalwe. Jy sit dit bo op 'n lampstander. Dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Ons lig as kinders van die koning moet sigbaar wees in alles wat ons sê en doen. 'n Baie getroue spoorwegamptenaar was altyd in die aande op sy pos by die spooroorgang om sy lantern te swaai om motoriste te waarsku dat die trein naby is. So het hy eendag weer die lantern geswaai en 'n motor het voor die trein beland. In sy verdediging in die hof kon hy bewys dat hy wel die lantern geswaai het, dat hy op sy pos was. Maar op 'n vraag of die lantern gebrand het, moes hy tot sy spyt erken dat hy vergeet het om dit aan te steek. Hierdie pandemie waarin ons nou sit, moet ons sien as 'n donker tyd wat lig nodig het, wat die Here wil gebruik om sy lig te laat skyn. Ons lig moet skyn in ons huise, voor ons geliefdes, waar ons ook al beweeg. Met die maskers op ons gesigte kan ons nie regtig glimlag nie, en ons glimlag kan nie gesien word nie. Maar ons kan uitreik na iemand wat langs die pad lê, iemand wat honger is, iemand wat dors is. Lig het verskeie vorms in die lewe van die kind van God. 'n Telefoonoproep om moed in te praat, 'n gebed of 'n pakkie kos vir die wat swaar kry, 'n WhatsApp of SMS met opbouende woorde aan iemand wat eensaam is. Ja, ons kan lig wees in hierdie donker tyd. Iemand het gesê, lampe kan nie praat nie, maar hulle kan lig gee. 'n Lighuis maak geen geluid nie, maar hulle gee lig. 'n Bekende liedjie se lirieke begin soos volg: Wat ons is, praat so hard, dat die wêreld nie kan hoor wat ons sê nie. Kom ons bid saam. Here, ons is u lampe. Gee dat ons sal skyn waar u vir ons ook wys. Ons besef dat lampe of ligte nie in sonlig baie beteken nie. Daarom wil ons skyn waar u dit wil hê. Daarom wil ons skyn waar daar lig gebring kan word. Ja, Here, waar mense in die duisternis ronddwaal, in 'n wêreld waar sonde heers, waar ongeregtigheid daagliks gebore word. Vader, mag ons lig so skyn dat mense die helder sal raak sien en nie die lamp nie. Mag elkeen vandag skyn met u lewe as vlam, sodat mense wat die lig aanskou u sal raak sien. Ja, Here, so die blye boodskap in ons sal lees. Dankie vir die voorreg om u so te kan verheerlik. In Jesus naam. Amen.